Welkom by vandag se erediens. Ons is nou besig om met die nuwe kerkjaar te begin, die afwagting tot Jesus Christus se geboorte. Dit is Advent. Advent beteken die lig wat kom. So ons is in 'n afwagtende tyd. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Hierdie Sondag steek ons die heel eerste kers van Advent aan, wat dan ook die kers van hoop is. Hierdie kers is eintlik die profetiese kers, dat Jesaja, Jeremia en Sagaria reeds in daardie tyd die hoop gebring het, dat God sal red. Hoop is nie optimisme nie, hoop is die getrouheid van God, en dit strek selfs verby die lewe se sere, die donker, en selfs die dood. So vandag se skriflesing kom dan vanuit een van hierdie eerste voorspellings uit, die profetiese tekste. Ons lees dan vandag saam vanuit Jesaja 9 uit, vanaf vers 1 tot en met vers 6, en ons lees saam vanuit die Afrikaans 83 vertaling uit. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak en hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Nou voordat ons verder wegspring, wil ek u uitnooi om kunsmatige intelligensie te gebruik, om bietjie meer van die agtergrond van die Jesaja teks te gaan uitvind en te gaan leer. As mens jou WhatsApp oopmaak, is daar so 'n blou kringetjie waar daar dan ook 'n kunsmatige intelligensie program is wat jy kan gebruik om hierdie vrae te vra. En dan kan jy gaan vra, in watter tyd speel die Jesaja teksgedeelte af? En dan ook so 'n bietjie gaan uitvind, wat is die tydlyn van die Israelitiese geskiedenis, die Noordryk en die Suidryk en die 12 stamme, en om te besef in watter tyd hulle self bevind het, in watter tyd hierdie Jesaja teks afgespeel het, dat hierdie mense regtig in 'n slegte tyd van hulle lewens was, en dat daar baie politiek rondom dit alles gebeur het, en hoe hierdie ryke ook uiteindelik geval het. So ek gaan vra dan vir hierdie intelligensie om 'n ordentlike teologiese navorsing of kommentare te gebruik om vir jou hierdie inligting te gee, en gaan vind dan ook bietjie meer uit oor hierdie spesiale name wat aan Jesus Christus gegee word, Wonderbare Raadsman, Ewige Vader, Vredevors, om hierdie name te gaan navors, wat die betekenis is daarvan. Ek het dit in die erediens by die kerk vanoggend gebruik, maar ek het nie tyd gehad om dit in die video te sit, al hierdie geskiedenis nie, want dan gaan die video te lank wees. So gaan doen moeite en gaan sien waaroor hierdie teksgedeelte gaan, want dit het 'n groot impak op die boodskap van vandag. So as jy ooit gedink het dat time travel of om in tyd te spring onmoontlik is, kom ek verduidelik die geskiedenis dan van Jesaja 9 en hoe Jesus in tyd gespring het. Hierdie teks speel af in die Noordryk, in die heel kleinste en afvalligste dorpie wat ons weer dan in die Nuwe Testament teekom. Want Jesus begin sy bediening reg in Jesaja 9, asof hy in tyd teruggespring het. En Jesus begin sy bediening, dan dit wat ook in Jesaja genoem word, die gedeelte en die plek van Galilea. En daarom weet ons vandag onomwonde dat Jesus Christus die Here is,
want hierdie voorspellings het alles waar geword, soos wat dit voorspel is, en lewe ons nou reeds in hierdie hoop. En ons weet dat Jesus, as hy aan 8 van hierdie voorspellings voldoen het, dan is dit byvoorbeeld om 10 van al die sand van ons strande in die wêreld met 10 keer moes maal. Dit is die waarskynlikheid dat Jesus aan 8 van daai voorspellings sou voldoen. Maar Jesus Christus het aan meer as 380 voorspellings voldoen. En Jesus Christus is die voorspelde, hoopvolle Here wat ons hier in die Jesaja teks lees. Nou in die erediens in die kerk deel ek dan hierdie volledige geskiedenis van die Israelitiese volk en die groot lyn van politiek wat skering in die volk gebring het en toe nog verder die oorloë wat veroorsaak het dat die Israelitiese volk in ballingskap weggevoer was. En dan word hierdie Jesaja teks 'n hoopvolle teks en hierdie hoopvolle woorde van die profete aan hierdie mense gevoorspel en gesê in die slegste tyd van hulle lewe. En ek kan nogal dink dat hierdie mense het gedink, "Sjoe, dit is nogal 'n snaakse hoop wat aan hulle verkoop word in 'n tyd wat dit regtig vir hulle moeilik is." En hier is die kern van Jesaja 9. Jesaja 9 se voorspelling dui juis nie op 'n politiese herstel soos wat hulle gehoop het nie, maar 'n kosmiese herstel. Daarom voorspel die Jesaja 9 teks dat hierdie hoop jou gaan bring en gaan vat van 'n plek van duisternis af na die lig toe. En die Jesaja profeet gebruik presies hierdie woorde om te kruisverwys na die skepingsverhaal toe, die Genesis verhaal toe, om hierdie kosmiese herstel uit te wys. En daarom is die geskiedenis so belangrik om te verstaan, want die manier en wyse van God se kosmiese herstel sien ons vervuld in Jesus se bediening. En hoe het Jesus dit kom doen? Hoe het Jesus hierdie kosmiese herstel kom bewerkstellig? Die oomblik toe Jesus sy bediening begin het Matteus direk hierdie teksgedeelte van Jesaja 9 aangehaal in Matteus 4. U kan dit ook by die huis gaan lees. En het Jesus juis sy bediening begin in hierdie afgevalle kleinste dorpies, soos in Jesaja genoem word. En hierdie afspeel van Jesus in hierdie dorpie word die Galilea paradoks genoem. Die mees veragte gebiede word juis die plek van verlossing. En dit, weet ons, is typerend van God se werk. Want Dawid, wat God gebruik het, was die kleinste seentjie gewees. Gideon was die kleinste familie. Bethlehem, die kleinste stad. En Galilea, die plek met die laagste status. En die teologiese punt hiervan is dat God kies die gemarginaliseerde en die veragte plekke om sy heerlikheid te openbaar. En hierdie openbaring sluit die verbond in wat ons vandag deur die doop bevestig. Hierdie profesie is so vas dat die tyd wat hulle in hierdie teksgedeelte gebruik word reeds vervul. Dit word beskou asof dit reeds vervul is. So dit word aan hulle vertel asof hierdie beloofde Messias wat moet kom reeds gebeur het. En daarom is ons hoop so enorm om na Christus se koms te mag lewe. Hoe wonderbaar is dit nie vir ons om te weet dat hierdie voorspellings vervul is nie. Want die profesie is vervul en God beloof dat daar aan hierdie hoop geen einde is nie. Dit is vir ewig vas en dit is waar vir my en vir jou ook in ons lewens. Maak nie saak watter tipe mense ons is en waar ons onsself bevind nie. Met ons foute en vrese kan ons vas en met 'n gerealiseerde vastigheid en hoop weet, hy is daar vir ons, maak nie saak wat nie. So hoor mooi, dit beteken, ons lewe nou in 'n nuwe wêreld. Ons leef onder 'n nuwe regering. Ons is nie meer burgers van die koninkryk van die duisternis nie, maar ons is burgers van die koninkryk
van die lig, soos ons dit in Kolossense 1 vers 13 lees. So as Jesus die voorspelling vervul, wat beteken dit vandag vir ons as burgers van die lig? Jesus se uitnodiging is duidelik. Volg my, kom kyk hoe ek dit doen. Ek sal vir julle wys. En die antwoord lê dan in Jesaja 9 opgesluit in die name wat God self aan Jesus gegee het, wat direk wys op Jesus se karakter, en hierdie karakter kan ons sien in Jesus se hele bediening op aarde, wat ons in evangelies lees. Koninklike sterk name vir ons om vir altyd soos 'n rots aan vas te hou. En dit is die name wonderbare raadsman, en in die Hebreëus is die woord vir wonderbare raadsman Pele Yoetz, sterke God, El Gibor, ewige Vader, Afiat, en vredevors, Sar Shalom. Nou wat maak ons met hierdie name waarin ons kan vashou? Wat beteken dit as ons sê ons kan daaraan vashou? En hierdie is die geheim. Die geheim is, jy kan nie net goed voel oor preke nie. Ons kan nie net hier sit en dit net hoor en dit raak ons aan nie. Ons moet dit deel maak van ons lewens. Ons moet dit assimileer. So, kom ons brei dit nou bietjie uit. Wat beteken assimilasie? Wat beteken dit om te sê ons moet vooruit kyk en ons moet dit deel maak van ons lewens? Nou, die kinders hou baie van hierdie speletjies wat ons flight simulator noem of farm simulator. En assimilasie is dan hierdie speletjies waar 'n kind letterlik binne 'n regte vliegtuig sit, maar op 'n speletjie op 'n skerm, en daai knoppies binne die vliegtuig is presies soos wat dit in 'n regte vliegtuig is. Die gevoel wat jy kry om daai vliegtuig op te lig en weer te gaan land is presies soos wat dit in die regte lewe is. Dit is assimilasie. En die plaasspeletjies, jy doen presies soos wat dit sou wees en jy kry daai gevoel hoe dit voel om 'n boer te kan wees. Die profete het dit soortgelyk gedoen. Hulle het hierdie hoop geassimileer, asof dit reeds regtig afspeel in hierdie huidige oomblik, met 'n vaste wete, dit is God se plan. Nou, ek het nou die dag, toe hoor ek dat Stella, wat 'n Christelike sangeres is, vertel, en sy het 'n bietjie gepraat oor een van Joshua na die Reën se liedjies, nou die dag sê sy, hoe dat God 'n hede toekomsgerigte God is, wat so met ons werk. Hy werk met die mens as hede en toekomsgerig, en hy is hier by ons, maar hy werk reeds uit 'n plek van planne, 'n toekoms en 'n gerealiseerde hoop. En dit is hoe God met ons werk. Daarom is daar meer vleis nodig aan ons geloof, 'n sterker verwagting as wat ons dink oor geloof. So kom ek vertel dit op hierdie manier. My 6-jarige seun Paul sê nou die dag vir my, en ek het so lekker gelag toe hy dit vir my sê. Hy sê vir my, mamma, ander kinders dink, maar ek dink reg, want ek dink vooruit. En dit is so, Paul word geleer om vooruit te dink. Ek assimileer saam met Paul hierdie karaktertrekke van Jesus, hierdie name wat ons in Jesaja 9 kry, en dit wat Jesus ons kom leer het in die evangelies. En as ek wil seker maak, my seun lewe in Jesus se spore, moet ek 'n Jesus karakter vir hom assimileer, 'n prentjie of 'n scenario van die toekoms skep. Daar was op 'n stadium 'n kind in my seun se skool wat aanhoudend die maats gebyt het. En my kind sê hierdie maatjie byt hulle almal en hulle speel ook nie met hom nie. En ek sê toe vir Paul dat party maatjies nie liefde ken soos ek en jy nie. En dat sommige maatjies net drukkies nodig het om beter te voel. Jesus se kinders help ander maatjies wat liefde nodig het. En toe sê ek vir Paul, hy moet net die maatjie 'n drukkie gaan gee. En toe Paul skool toe was die dag en terugkom, toe vra ek vir hom of hy hierdie maatjie 'n drukkie gegee het, en hy sê toe, ja mamma, ek het hom 'n drukkie gegee. En ek vra toe vir hom, het julle saam met hierdie maatjie gespeel vandag? En hy sê toe, ja mamma, ons het vandag saam met die maatjie gespeel. En ek vra toe vir hom, het hierdie maatjie julle vandag gebyt?
En hy sê toe, nee mamma, hy het ons nie vandag gebyt nie. So wat het ek en Paul gedoen? Ons het geassimileer en 'n Jesus karakter word nie sommer net gevorm nie. Dit vat so bietjie verbeelding, vooruitdink, werk. So sit ek baie kere en praat met Paul oor 'n Jesus karakter en oor vooruitkyk. Ek en jy moet ook vooruitdink en as burgers van die lig lewe en nie die duisternis nie. Ons moet vooruitdink hoe ek dit wat Jesus kom wys het, te leef in my lewe. Nie net hier sit en die preek is lekker vir jou nie, maar om regtig te dink oor hoe ek dit wat ek hoor en dit wat Jesus vir my en wat die Gees vir my op my hart kom lê, hoe maak ek dit deel van my lewe? Daai tipiese bandjies wat ons in die ou dae gedra het, wat gesê het, what would Jesus do? Om vooruit te dink, nog voordat jy in daardie situasie is. Hoe sou Jesus dit gedoen het? Ons moet profete word van 'n nuwe werklikheid. Toe ek hierdie preek geskryf het, kontak ek een van my koorvriende wat skielik met kanker gediagnoseer is en siek is en besig is met chemoterapie en in die hospitaal lê. En ek bid toe vir hom en sê toe die volgende, want ek was toe nou besig met hierdie preek, mag die Here jou genadig wees, want ons hoop lê in ons wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En hy sê toe vir my, baie dankie dat jy vir my gebid het, maar ek het nou baie tyd op my hande en ek wil graag vir jou ook bid. Deel asseblief met my wat in jou lewe aan die gang is. En die feit dat hy bereid was om vir my te bid in die slegste tyd van sy lewe, het my regtig diep aangeraak. Hierdie lig kan nie veel doen as ons nie iets met dit doen nie. Die vlamme, weet ons, brand sterker as jy een kers met 'n ander kers aansteek. En as jy die vlamme saambring, dan word die vlamme hoër. Maar hierdie vlamme kan niks doen nie. En hierdie lig kan niks doen nie. As jy niks met dit doen nie, dan bly dit net niks. Amen. Amen.